Ons gaan verder waar ons verlede week opgehou het. Dit beteken jy kan blaai na Genesis hoofstuk 3. Genesis die 3de hoofstuk. Ons gaan lees vanaf vers 9 tot en met vers 21. Vanoggend is dit baie belangrik dat u sal onthou waar ons vandaan kom. Ons is nou al vir 'n geruime tyd in Genesis 3. Na die sondeval het die Here kom praat, hy het die oordeele aangespreek. Ons gaan vanoggend net 2 verse hanteer. Vers 20 en vers 21. En ons praat met u onder die tema van 'n beeld van die evangelie. Ons sien 'n baie kosbare beeld van die evangelie. Kom ons lees Genesis 3 vanaf vers 9 tot en met vers 21. Terwyl jy dalk so sit, buig die hoofde, sluit die oë, kom ons bid net saam, ons vra dat die Here met ons sal praat. Here, ons is dankbaar vir al u goedheid. Ons is vanoggend so geseënd om saam te wees in u naam, om die Bybel oop te maak en om u te kan leer ken. Ons het hier gehoor met die aanbieding dat dit ons grootste lewenstaak moet wees om u te kan ken. Dit was aan die einde van Paulus se lewe nog steeds sy doelwit, sodat ek hom kan ken in die krag van sy opstanding. Ons wil vanoggend saam met Hanna, die moeder van Samuel, sê, daar is niemand heilig soos die Here nie. Daar is niemand buiten u en daar is geen rots soos ons God nie. Ons wil in u ons vertroosting vind. Ons wil in u ons vervulling vind. Ons wil u ken. Sal u vanoggend met ons kom praat deur die woord? Sal u ons kom lei? Amen. Genesis 3, ek lees vir u vanaf vers 9. Toe roep die Here God na die mens en sê vir hom, waar is jy? En hy antwoord, ek het die geruis gehoor in die tuin en gevrees, want ek is naak. Daarom het ek my verberg. En hy sê, wie het jou te kenne gegee dat jy naak is? Het jy geëet van die boom waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie? En die mens antwoord, die vrou wat u gegee het om by my te wees, sy het my van die boom gegee en ek het geëet. Daarop sê die Here God aan die vrou, wat het jy nou gedoen? En die vrou antwoord, die slang het my bedrieg en ek het geëet. Toe sê die Here God aan die slang, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die vee en al die diere van die veld. Op jou buik moet jy seil en stof moet jy eet al die dae van jou lewe. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. Ons weet wat dit beteken, ons het daaroor gepraat. Wie is die hy? Vers 16. Aan die vrou het hy gesê, ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jou swangerskap. Met smart sal jy kinders baar en na jou man sal jou begeerte wees en hy sal oor jou heers. En aan die mens het hy gesê, omdat jy geluister het na die stem van jou vrou en van die boom geëet het waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie, vervloek is die aarde om jou ontwil. Met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe. Ook sal dit vir jou dorings en dissels voortbring en jy sal die plante van die veld eet. In die sweet van jou aangesig sal jy brood eet totdat jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem. Want stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. En nou die gedeelte wat ons vanoggend hanteer, vers 20 en 21. En die mens het sy vrou Eva genoem, omdat sy moeder geword het van alles wat lewe. En die Here God het vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak en hulle dit aangetrek. Tot daar lees ons in die onfeilbare woord van die Here. Ons praat met u vanoggend oor 'n beeld van die evangelie. Daar's verskeie besware wat mense het teen die evangelie. Daar's verskillende kwessies. Maar die een wat my die meeste pla, soos wat die uitdrukking lui, wat my dwars in die krop steek, is as mense sê, en jy kry dit algemeen as jy gaan lees na die liberale teoloë ensovoorts, hoe kan 'n God van liefde sy eie seun martel en doodmaak? Is dit nie 'n God van liefde nie? Jy weet, allerlei idees en allerlei redenasies wat hulle lig omtrent die evangelie. Nou in ons verhaal wat ons hanteer het tot nou, u verstaan al, waar kom dit vandaan? Waar kom sonde vandaan? Ons verstaan die sondeval, die implikasies daarvan. Nadat God nou die oordeele uitgespreek het, is sy eerste optrede. Onthou hy die slang, 'n oordeel vir die vrou in die volgorde wat hulle gesondig het, 'n oordeel
vir die man as federale hoof 'n oordeel, 'n vloek uitgespreek. God se eerste optrede nadat die oordeele uitgespreek is 'n duidelike beeld van die evangelie. 'n duidelike skadu, 'n duidelike beeld van die evangelie. Mense vra dikwels, gaan Adam en Eva in die hemel wees? Is Adam en Eva gered? Ek is geneig om dit te glo en ons gaan dit vanoggend sien. Adam en Eva glo ek het hulle geloof in God se woord geplaas. Hulle het vertrou daar sal 'n verlosser kom. En hulle optrede het dit bewys. As ons weet wat die Bybel leer, dan weet ons geloof moet 'n bewys hê. En verlossing, saligheid kom deur geloof. As ons weet van die 5 solas van die hervorming, is een van hulle sola fide, geloof alleen waardeur jy gered word. Adam bewys sy geloof in God deurdat God 'n verlosser beloof het. In Genesis 3 vers 15 het ons met u gepraat oor die moederbelofte. En ek het net nou klem daarop gelê toe ek gesê het, God het gesê, hy, die saad van die vrou, hy sal jou die kop vermorsel. Dis wat hy vir die slang gesê het. Nou vra u dalk, maar waar sien ons Adam se geloof? In vers 20 het ons gelees van Adam se geloof. En die mens het sy vrou Eva genoem, omdat sy moeder geword het van alles wat lewe. Hy glo God se belofte. Hy noem sy vrou die moeder van die een wat sal kom, die moeder van alles wat nog gebore sal word. Die een wat belangrik sal wees, is die een wat redding sal bring. En Adam se naam vir sy vrou leer ons 3 baie belangrike goed omtrent geloof. In die eerste plek, geloof kom van die woord van God. Geloof het sy oorsprong uit die woord van God. Geloof is nie iets wat u en ek kan genereer nie. Dit kom uit die Bybel. Nou die Westminster Konfessie, en ek het die Afrikaans vir u saamgebring, stel dit eintlik baie mooi. Dit lees so: die genadegawe van die geloof, waardeur die uitverkorenes bekwaam gemaak word om te glo tot die behoud van hulle siele, is die werk van die Gees van Christus in hulle harte en word gewoonlik bewerk deur die prediking van die woord. So die Westminster Konfessie sê wat die Bybel leer, geloof kom deur die woord van God en gewoonlik deur die prediking van die woord. Jy kan dit lees, jy kan 'n traktaatjie lees, maar dis die verkondiging van die woord wat geloof in ons harte laat groei. Adam het God se woord gehoor, al was dit die woord wat God met die slang gepraat het. Dit was God se woord, hy het dit gehoor. Hy het dit geglo en hy noem sy vrou Eva, want sy sal die ma wees van die een wat vir hulle verlossing sal bring. Dis die orde reg deur die Bybel. 1 Petrus 1 vers 23. Want julle is wedergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God, wat tot in ewigheid bly. 'n Mens word nie weergebore, jy word nie gered toevallig eendag nie. Dit gebeur nie sommer maar net sonder dat jy dit weet of dis deur die woord van God. Dis wat geloof in jou hart werk, sodat jy kan reageer op die stem van God. Romeine 10 vers 17 baie duidelik. Die geloof is dus uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. Nou wat beteken dit vir u en vir my? Dit beteken ons lewens, ons dienswerk, as ons enigsins iets vir die Here wil doen of wil beteken, dan moet my lewe, my woorde, my dade, alles moet deurweek wees met die woord van God. Die pragmatiese metodes wat mense deesdae wil gebruik om mense na die Here toe te lei, met alles behalwe die Bybel, kan nie werk nie. Dit sal nooit werk nie. Jy gaan dalk mense kersten, jy gaan mense dalk laat skuldig voel, jy kan mense dalk emosioneel beïnvloed, maar om 'n ware siel by die kruis uit te bring, het jy die woord van God nodig. As jy die evangelie vir mense wil gee, gee vir hulle die woord van God. Nie jou talent, nie jou welsprekendheid, nie jou oorredingsvermoë of jou oortuigingsvermoë, niks van die aard sal help nie. Dis die woord van God wat mense red, want dis waardeur geloof kom. Dit is altyd bemoedigend
as mense kom optree, en ek het nou maar gedink aan Ivan hulle wat daar in Indonesië werk. Ons hoor dit ook as ons luister na die getuienisse van die Gideons of van die Bybelgenootskap of van enigiemand wat die woord verkondig, dan hoe mense die woord hoor, 'n Bybel in die hande kry. Mense wat nooit 'n Bybel gehad het nie. En net deur die lees van die Bybel. Dis die woord van God wat geloof werk, dan kom mense tot bekering. Traktaatjie waai in die straat af, iemand tel hom op in sy agtertuin en hy lees, hier staan goed wat hy nog nooit en hy begin dink daaroor. Dis die woord van God wat sy hart verander, wat geloof werk sodat hy kan glo. Geloof kom deur die woord. Dis waar Adam se geloof vandaan gekom het. Tweedens, geloof is gesetel in die beloftes van God. God het 'n belofte gemaak van 'n verlosser wat sal kom. Adam het dit geglo. Nou James Montgomery Boyce skryf oor die gedeelte en hy sê when Adam named his wife Eve, wat beteken mother, is eintlik waaruit al die lewende sal kom, mother, she was not even pregnant. And so it was an act of faith by which he testified to his belief that God would keep his promise and the deliverer would come. Adam se geloof was gefestig, gesetel in God se belofte, daar sal 'n verlosser kom. Die mooiste illustrasie in die Bybel is die voorbeeld van Abraham, wat ons leer ken as Abram, bly in Ur van die Galdeërs. God roep hom. God roep hom en sê trek uit jou vaderhuis, uit jou land uit, jou geboorteland. Kom na 'n land wat hy vir hom beloof, wees 'n reisiger daar. Abraham het nooit iets besit in Kanaan nie. Dit was die land van die belofte, maar hy het geglo aan God se belofte. Daardie belofte is vandag vir u en vir my nog net so vas en waar. Maar hoor wat skryf Paulus in Romeine 4 van Abraham. Hy sê, maar dit is nie alleen om Abraham se ontwil geskrywe, dat dit hom toegereken is nie, maar ook om ons ontwil, aan wie dit toegereken sal word, ons wat glo in hom, wat Jesus, ons Here uit die dode opgewek het. Hy sê basies dieselfde geloof wat Abraham laat trek het uit sy vaderland, is dieselfde geloof wat u en my, ons harte, opwek om te reageer op dit wat God vir ons gee, wat ons laat lewe en hom laat volg. Dis gesetel in die beloftes van God. En hoor wat ek vir u vandag sê. Ons grootste probleem is om presies te weet wat beloof die Here. Ons draai partykeer daai ding bietjie om, maar God is 'n waarmaker van sy woord. Hy sê vir Jeremia in Jeremia 1 vers 12, jy het goed gesien, want, let op die woorde, ek is wakker oor my woord om dit te volbring. God is 'n God wat altyd doen wat hy sê. As hy beloof het, sal hy dit doen. Ek sidder altyd as mense beloftes maak en ek dink, jong, jy het nou 'n belofte gemaak en jy's nie 100% seker jy kan dit nakom nie. Ons as paas sê baie keer vir ons kinders, niks sal met jou gebeur nie, want ek sal jou beskerm. Is jy by magte om dit altyd uit te voer? Dis 'n mooi belofte, jy doen dit miskien in opregtheid, maar God is die een wat by magte is om te doen wat hy beloof. En daarom sê ek is wakker om my woord te volbring. Dis die rede waarom ons die beloftes van die Bybel moet ken. Dis die rede waarom ons die Bybel moet verstaan. Die Hebreërs skrywer sê, Hebreërs 10 vers 23, laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy wat beloof het, is getrou. Dis ons grond. God doen wat hy beloof. Die derde ding wat ons leer van geloof by Adam, geloof se objek is die persoon en die werk van Jesus Christus. Wat was die objek? Wat was die fokus van Adam se geloof? As dit saligmakende geloof was, wat ons glo dit was, dan was die objek van sy geloof die verlosser wat sou kom. Hy het nie geweet wat sal die naam wees van die verlosser. Ons ken dit want ons kyk terug, ons weet dit was Jesus. Hy het net geweet daar sal een kom. En sy vrou, dis uit haar wat die verlosser gebore sal word.
Adam, glo jy? Dis mos die vraag wat ons vir mense vandag vra, wat baie mense vra, glo jy? En dit is baie maklik om te sê ja, ek glo. Maar die kwessie is, wat is die objek van jou geloof? Adam, wat glo jy? Die objek moet wees, ek glo, my vertroue is in die Here Jesus, in hom as persoon, die God wat mens geword het, die God mens wat vir my, namens my gesterf het, dis net deur hom wat ek kan lewe. Dis die objek van my geloof. Johannes skryf aan die einde van sy brief, die baie kosbare evangelie volgens Johannes, en hy sê in Johannes 20 vers 31, maar hierdie is beskrywe. Hy sê daar's baie dinge wat hy kon skryf, want die boeke sal dit nie bevat nie, maar hierdie is beskrywe dat jy kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat jy deur te glo die lewe kan hê in sy naam. Hy's die objek van geloof. Sonder dit is geloof maar net geloof. Daar's geen objek nie. Dan kan enigiemand sê ja, ek glo. En dit beteken die duiwels glo ook, sê die Bybel. Jakobus sê die duiwels glo ook, maar hulle sidder. Want hulle objek is nie die Here Jesus nie en sy werk en wie hy is nie. Nou die vloek oor die slang het ek vir u gesê was die moederbelofte. Dit was hierdie vloek wat God vir die slang uitgespreek het wat vir ons bekend staan as die eerste evangelie, die moederbelofte, die protum evangelium. Dis net die begin van die Bybelse goeie nuus. Nou, nadat God die vloek oor die vrou uitgespreek het en daarna die man, nou gaan God oor en hy gaan 'n baie duidelike getuienis gee omtrent dit wat die verlosser sal voorsien. Bietjie meer wat dit sal behels, hoe dit sal lyk, wat dit sal omvang. En die boodskap wat ons vanoggend gaan sien is, hierdie verlosser sal 'n plaasvervanger wees wat in my plek sal sterf. Dis die boodskap. Dit wat hy in die moederbelofte beloof het, wat hy nou vir Adam en Eva gaan wys, is dat die verlosser 'n plaasvervanger sal wees wat in hulle plek sal sterf. Nou dink saam met my, ek wil hê u moet tussen die lyne lees. Moenie die Bybel maak sê wat hy nie sê nie, maar as jy die agtergrond ken en die geskiedenis tot hier bestudeer het, God het kom praat met Adam en Eva. Hier staan Adam en Eva, bewend, skaam, die vyeblare krap, kan nie alles mooi toemaak nie, maar hulle is skaam en hulle is bang. Bewend staan hulle voor God, wetende, onthou, wetende, die regverdige straf wat hulle nou toekom, dit wat hulle nou verdien, is om te sterf. Dit wat Adam en Eva nou verdien, die regverdige straf, is die dood. En daarom die vrees. Hulle is bang vir God, hulle probeer wegkruip vir God. Maar tot hulle verbasing is die dood wat daardie dag plaasvind. Onskuldige diere wat geoffer word, en jy gaan nou sien hoekom sê ek geoffer word. Onskuldige diere wat geoffer moet word, sodat die diere sterf, maar Adam en Eva môre die son kan sien opkom. Hier is hulle getuies van 'n aaklige realiteit. 'n Aaklige realiteit wat hulle nog nooit gesien het nie, wat hulle glad nie ken nie, wat hulle nie verstaan nie. Die dood. Die dood, soos wat God beloof het. Maar die verrassing is, daai dood kom nie na hulle toe nou nie. Dis 'n dier wat nou moet straf, wat moet sterf. Daarom lees ons in vers 21. En die Here God het vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak en hulle dit aangetrek. Adam en Eva verdien die straf, maar God laat hierdie regverdige straf op sonde neerkom op onskuldige diere. Weereens net vinnig James Montgomery Boyce. So, this is what death is, they must have exclaimed. They've never seen it before, and they are looking in horror at the bodies of these animals,
and now they have been slain. At the same time, they, dis nou Adam en Eva, they must have marveled at the relief, at the mercy and grace of God. He had every right to take their lives, but He ordained that a substitute would suffer the penalty in their stead. God het die volle reg gehad om Adam en Eva daardie dag dood te laat neerslaan. Maar hy het bepaal, daar gaan 'n plaasvervanger wees. En wie moet sterf? Diere moet sterf. Nou dis noemenswaardig en ek dink dis baie bemoedigend vir ons, dat die eerste keer wat God bloed laat vloei het ter wille van sonde. Dink saam met my hieroor. Die eerste keer wat God bloed laat vloei het ter wille van sonde, was dit 'n genadedaad om diegene te bevoordeel wat sy beelddraers is. Die mens. Die eerste keer wat God bloed laat vloei het as gevolg van sonde. Hierdie is 'n illustrasie van Jesus se dood. Dis die beeld van die evangelie waarna ons gaan kyk. So die boodskap is baie kort. Basies 3 woorde wat ek vinnig wil verduidelik. 3 woorde wat teologiese woorde is. In die Engels is dit baie swaar, moeilike begrippe. In die Afrikaans iets wat ons nie regtig presies net so lees nie, maar die begrippe baie duidelik in die Bybel sien. En mense sê baie keer, predikante, en wanneer jy ook met mense praat oor hulle evangelie, moet jy nie swaar teologiese terme gebruik nie. Dis net nie, jy maak mense te mekaar. Ek hou self nie daarvan om teologiese terme te gebruik nie. Maar toe dink ek daaraan, ons lewe in 'n wêreld waar almal van ons, een of ander tyd moet u of het u al woorde moes leer ken of memoriseer wat 'n wagwoord is vir of jou bank of jou een of ander webblad of iewers waar jy op jou selfoon iets moet doen, moet jy 'n wagwoord onthou. En ons leer allerlei terminologie ken oor die tegnologie. Ons weet nou al wat is 'n toepassing en ons weet van al hierdie name. So hoekom kan ons nie die beste terminologie leer, dit wat die Bybel ons van vertel nie? So ek gaan 3 woorde vanoggend vir u noem. En die 3 woorde beskryf die wese van die evangelie. Strafregtelike, plaasvervangende versoening. Ons gaan vinnig kyk na elkeen van hulle. In die eerste plek die strafregtelike deel, wat ek nou sommer noem straf. Dood is 'n straf. Dood is die straf vir sonde. Nou in ons verhaal word dit op diere toegepas. Die diere word nou met die dood getref. Hebreërs 9 vers 22 sê, en byna alles word met bloed gereinig volgens die wet, en sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Nou, u moet reg verstaan, die Israeliete, Adam en Eva, almal in die ou verbond het verstaan, dat die dood van daardie dier beteken nie dat hulle sonde weggewas word nie. Selfs die Israeliete met al hulle offers het nie geglo daardie bloed vat ons sonde weg nie. Dit was slegs 'n beeld, dit was slegs 'n heenwysing, 'n teken van die verlosser wat moes kom. Die een wat die Messias, die Christus sal wees. Hy, sy bloed sal ons sonde wegneem. Dis die rede waarom die engel vir Maria, toe hy aan haar verskyn het, vir haar gesê het in Matteus 1 vers 21, jy sal 'n seënbare en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Dis sy bloed wat sonde kan wegneem. Nie die bloed van kalwers, nie die bloed van bokke of van skape, lammers nie. Geen bloed buiten die bloed van Jesus nie. En dit spreek van sy dood. Die straf vir die sonde is die dood. Bloed moet vloei. Die tweede woord is plaasvervanging. Substitute in die Engels. Die mooiste vers in die Bybel wat die plaasvervanging so pragtig uitbeeld, Jesaja 53 vers 5 en 6. Die teksvers wat die Jode nie regtig weet wat om mee te maak nie, want hulle dink dis 'n deel in die Nuwe Testament. So duidelik praat dit van die Messias, van Jesus. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf, waarvan ons nou gepraat het, die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom.
En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Vers 6 sê ons het almal gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Sien jy die plaasvervanging? Dis waarom jy sê, ek moes daaraan. Ek moes God se toorn, ek moes God se straf van sonde kry. Ek het dit verdien. Ek moes dit kry. Dis my loon, regverdig. Maar daar was 'n plaasvervanging. Daar was 'n iemand in my plek. Spurgeon, die baie bekende prediker, sê, Jesus has borne the death penalty on our behalf. Behold the wonder. There he hangs upon the cross. This is the greatest sight you will ever see. Son of God and Son of Man, there he hangs, bearing pains unutterable, the just for the unjust, to bring us to God. Oh, the glory of that sight. Dis omdat hy daar gehang het, dat ek nie die straf hoef te dra nie. Dit is omdat hy my regverdige, ek wat skuldig is, my straf gedra het. Hy die onregverdige vir my hy die regverdige verskondig vir my die onregverdige. Daarom kan ek vrygaan. 2 Korintiërs 5 vers 21 is een van die versies wat jy baie mooi moet oordink en bepeins as jy praat oor die plaasvervangende dood van die Here. Want hy, God, het hom, Jesus, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Jesus was aan die kruis as 'n bose misdadiger deur God behandel vir die sonde wat myne was. En hy was nie skuldig nie. Sodat ek wat skuldig is, nou voor God kan staan en wanneer God na my kyk, dan sien hy my as sy eie seun. Ek wat skuldig is, word nou vrygespreek. Sien jy hoe belangrik is die plaasvervanging? En dit bring ons by die derde woord. Die derde woord van ons baie belangrike evangeliese beeld is versoening. Versoening. Daar's iets nodig dat ons aanvaarbaar moet wees vir God, want ek is 'n sondaar. En die laaste wat ek nog gekyk het na my eie bose hart, is ek nog steeds 'n sondaar. Iets moet plaasvind sodat ek aanvaarbaar is vir God. En wat is dit wat moes plaasvind? Versoening. Die Engelse woord is atonement. Daar moet 'n prys betaal word. Daar moet een of ander transaksie plaasvind. Iets moet gebeur sodat ek voor God kan staan vrygespreek. Onskuldig. Wat moet gebeur? Is nodig dat daar 'n transaksie moet wees. Nou na die diere geslag is in ons verhaal, het God iets vreemd gedoen. Iets wat ons baie maklik maar net lees, maar as jy mooi daaroor gaan dink, hy moes die diere slag en die diere se velle word vir hulle gebruik om hulle te klee. Nou is dit nie meer nodig vir die krapperige, jikkerige vye blare nie, want dit wat hulle nou wil toemaak, is nou gekleed met 'n baie beter alternatief. Die huide, die velle van diere. Meer as net om die plaasvervangende dood te sterf, word daar iets vir Adam en Eva gegee sodat hulle voor God kan verskyn gekleed. Dis die beeld. As mense wat sê jy vat dit te ver, baie van die teoloë, selfs evangelies gesindes, kyk na die gedeelte en hulle sê jy vat hom nou te ver, want as jy so met die Bybel maak, kan jy enigiets met die Bybel maak. Ek sê wag. Jy moet juis dit met die Bybel doen. Want die Bybel is propvol van die evangelie. Die Bybel is druppend vol van bewyse dat die Here Jesus in my plek gesterf het en versoening gedoen het vir sondaars soos ek. As ek Paulus se woorde kan gebruik, van wie ek die vernaamste is. Hoe sien ons die beeld? Ons sing 'n ou liedjie, 'n koortjie. I gave him my old tattered garment. My ou stikkende voddes wat ek aangetree het. Dis my klere wat dis my beste, maar dit is vuil en dit is lapperig, dit is geskeur, want dit is sonde.
klere. Dis my natuurlike klere. I gave him my old tattered garment. He gave me a robe of pure white. Dis wat die koortjie sê. En jy sien dit in hierdie klere wat hulle nou aangetrek het, die velle van die dier of diere wat dan nou geslag is. Ek glo dit moes meer as een wees om hulle behoorlik te klee. Daar's 5 redes hoekom ons dit so kan toepas. Ek wil dit vinnig net noem voordat ek afsluit. Die woorde wat in ons versie in vers 21 gebruik word vir rokke en aantrek. Hy het vir hulle rokke gemaak van vel en dit vir hulle aangetrek. Ek dink vers 21 sê dit letterlik net so. En die Here het die mens en sy vrou rokke van vel gemaak en dit hulle aangetrek. Hierdie rokke en aantrek. Die woorde, die Hebreëse woorde wat gebruik word daarvoor, is presies dieselfde woorde wat jy male sonder tal lees in die boeke wat hierop volg. Meer spesifiek in Exodus, wanneer die Levitiese priesters, daar so baie wat gesê word van hoe hulle rokke gelyk het, né? Die rokke het dit en die rokke het sis en die rokke het so. Daai is elke keer dieselfde woord. En aantrek, wanneer hulle aangetrek het vir hulle dienswerk. En waaroor gaan dit met die tempel, by die tabernakel? Waaroor gaan dit daar? Dis die versoening. Dis die middelpunt, die kruks van die versoening wat daar uitgebeeld word. So jy sien dit definitief in Exodus, baie spesifiek hoofstuk 24 en 25. Dit gaan te lank vat om al die versies te lees, maar dis die eerste rede. Die Bybel verklaar homself met hierdie woorde. Tweede rede, Openbaring word gegee van die begin, meer en meer, ons noem dit progressiewe openbaring, meer en meer duidelik word die evangelie uitgebeeld, totdat jy by Jesus kom, en hy is nie net die lig of die skynsel daarvan nie, hy is die wese van die evangelie. So progressief word die openbarings meer en duideliker deur die profete, deur gebeure, deur al hierdie dinge in die Ou Testament. Eers is daar 'n rowwe skets, net soos 'n potlood skets, en ek het dit al vir die gebruik as 'n voorbeeld. Later kom daar 'n bietjie kleur by, en dan word daar meer detail gegee. Dis soos wat die progressie vorder met die openbaring. En as jy die volle beeld in Jesus sien, dan kom hy en hy sê, ek is die ewige lewe. Dit wat julle in die Ou Testament in beelde en in illustrasies gesien het, dis ek. En dit, vriende, is die tweede rede hoekom ek sê, Jesus is daar. Dis miskien nog net 'n buitelyn. Daar's nog nie baie detail nie, maar hy's daar, want hy's die plaasvervanger, sodat ons gekleed, regverdig voor God kan staan. Die derde rede is die konteks waarin ons dit lees. Ons het die verhaal gevolg, begin by die skepping. In die begin het God die hemel en die aarde geskaap. Ons het deur hoofstuk 1, ons het deur hoofstuk 2. Ons het in hoofstuk 3 gekom waar die sondeval plaasvind. En ek wil vir u sê, as jy 'n Bybelstudent is en jy lees Genesis 3 vers 21, wil ek vir u sê, dit was nie God se doel om vir ons Genesis 3 vers 21 te gee om te sê hoe ons moet aantrek of een of ander rede te gee van hoekom ons aantrek nie. Dit was gegee as 'n beeld van die evangelie. Die konteks is baie duidelik. Hulle staan hier skuldig, hulle verdien die dood. God se oordeel hang soos 'n swaard oor hulle. God se oordeel broei oor Adam en Eva. Hulle is regtelik klaar skuldig bevind. Maar wat gebeur? God maak vir hulle 'n plan. Hy slag diere. Hy neem die velle, maak vir hulle rokke. 'n genadedaad. Hy's die enigste een wat hulle kan help. Hulle het redding nodig, hulle staan skuldig. Hulle het redding nodig. Hy's die enigste een wat kan help. Weet jy, dis eers na die vloed. Ons gaan nou daarby kom, hier by Genesis 6 of 7 of 8. Na die vloed het hulle eers diere begin eet. Daar was geen ander rede hoekom 'n dier geslag hoef te word nie. Bovenal, daar kon ander goed gebruik geword het vir goeie rokke, miskien een of ander bas of een of ander iets. Dit was nie nodig vir velle nie, maar die beeld is duidelik. Daar's geen ander doel nie. Die vierde rede is, dis in pas met die offers wat sal volg. In Genesis hoofstuk 4 gaan ons sien hoe Abel begin offer het. Kain en Abel het geoffer. Kain bring sy werke. Abel bring 'n dier. Waar het hy dit gehoor? Waar het hy daaraan gekom? Waar het Adam en Eva daaraan gekom, as hulle dit vir hom geleer het?
Dis hier waar dit begin het. Dis baie duidelik in pas met die offers wat daar begin het en sal voortgaan en dan baie ritualisties sal word met die Levitiese priesterskap en die instel van die wet en al hierdie dinge. Maar dis in pas met die offers van die skrif, van die ou verbond. Die 5de rede. Dit wat God gedoen het met die dierslagoffer vir hulle die velle aangetrek om hulle naaktheid te bedek, is presies wat versoening behels. Is presies wat nodig is. Die beeld pas soos 'n handskoen. Jy hoef nie die teks te vat en om te maak sê dit wat hy nie sê nie. Jy hoef nie die teks te vat en om te forceer of as jy dit lees en jy verstaan die evangelie, dan sê jy dit pas soos 'n handskoen. Dis die boodskap wat baie duidelik daar na vore kom. As jy Romeine lees, is daar 'n baie groot stuk evangelie. Die eerste 11 hoofstukke van Romeine is die teorie van die saligheid. Dis harde, grove, rou teologie, eintlik soteriologie is die regte woord, dis die verlossingsleer. Hoofstuk 1, 2 en 3 van Romeine is slegte nuus. Hoe sleg die mens is, hoe boos die mens is, dat hy in homself niks goed kan doen nie. En dan is daar hierdie uitdrukking, hierdie gesegde van Romeine 3 vers 10, soos geskrywe is, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Die logiese implikasie, aan die einde van Romeine 3, vers 20 sê, aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van sonde. Dis die implikasie van, daar's niemand wat God soek nie, jy kan jou beste doen, dit gaan nie help nie, want niemand soek na God nie. En die gevolgtrekking? Die gevolgtrekking is vers 23, Romeine 3 vers 23, want almal het gesondig. En dis jou probleem. Ek, almal van ons, elke liewe mens, almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Dis slegte nuus, sal jy met my saamstem? Dis die slegste nuus wat jy ooit kan kry. Dis die slegte deel wat jy vir iemand moet oordra, en die moeilikste ouens is die ouens wat in die kerk sit, want hulle dink hulle is goed genoeg. Hulle sal baie vinnig sê, maar ek gaan kerk toe, en ek is gedoop, of ek is, ek is op die kerkraad, of waar ook al. Dit beteken niks. Almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Maar dan onmiddellik daarna begin Paulus met die goeie nuus. En ek wil vir die vers 24 tot 26 lees van Romeine 3. En hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Goeie nuus. Hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof, om sy geregtigheid te bewys, deurdat hy die sondes ongestraf laat bly het, wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God. Om sy geregtigheid te toon in die teenwoordige tyd, sodat hy self regverdig kan wees en regverdig maak wie uit die geloof in Jesus is. Sien jy die goeie nuus? So volg my punt. Hier is my redenasie. Romeine begin en hy vertel slegte nuus. Hy begin met hoofstuk 1 tot 3, hoe sleg die mens is, hoe sondig die mens is, slegte nuus, slegte nuus, slegte nuus. Dan word iets aangekondig. En daarna, die res van die boek, letterlik die res van die boek is goeie nuus. Die evangelie, die verlossing, aanvaarding by God, vrede met God, heiligmaking, jy's 'n erfgenaam van God. Niks kan jou skei van die liefde van God nie, nie dood of lewe of niks kan jou skei nie. Nou maak dit mos baie belangrik dat ons sal fokus, maar wat is daai ding wat aangekondig word? As dit slegte nuus is, dan word 'n ding aangekondig en dan is dit goeie nuus. Wat is die ding wat aangekondig word? Dis presies dit wat ons vanoggend oor gepraat het. Daai een ding noem die teoloog strafregtelike plaasvervangende versoening. Strafregtelik want ons verdien die dood. Dis die straf wat ons toekom. Plaasvervangend beteken ek moes sterf, maar Jesus het in my plek gesterf. En versoening is, hy het iets gedoen sodat ek regverdig voor God kan staan. Dis die kersie op die koek, vers 25. Ek lees dit net vinnig weer. Hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof. Hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof. Weet jy, ek verstout my om te sê,
As Adam en Eva vandag hier sou staan, en hulle kon Afrikaans praat, want ek sal nou nie vir hulle 'n ander Bybel wou lees nie, ek sal uit my Afrikaanse Bybel vir hulle lees. En as ek vir Adam en Eva Romeine 3 vers 25 moes voorlees, dan sou Adam en Eva gesê het, dis wat hy vir ons in die tuin gewys het. Dis wat God vir ons in die tuin gewys het. Ons moes sterf, maar die diere het gesterf, sodat ons kan lewe. Plaasvervangende versoening. Plaasvervangende versoening. Die mens se gewilde en natuurlike reaksie is, as ek besef ek is verlore, as ek die slegte nuus hoor, en ek besef, hier's fout, ek kan nie so voor God staan nie. Weet jy wat is ons reaksie? Ons reaksie is, ek moet goeie werke doen. Ek moet meer kerk toe gaan. Ek moet meer Bybel lees. Ek moet iets doen, want ek moet vyeblare bymekaar maak, want ek moet voor God staan. En weet jy, James Montgomery Boyce skryf hieroor en hy sê, dit is soos Monopoly geld. Julle het mos almal al Monopoly gespeel. Jy speel Monopoly, my maat, jy maak sulke pakke geld bymekaar, veral as jy 'n paar hotelle op die regte plekke het, en die ou kom sit daar en sê, hier's groot geld. En nou sê James Montgomery Boyce, wat sal gebeur as ek na 'n Monopoly spel die geld bymekaar sit en al my geld bymekaar vat en ek sê, hierso het ek nou, jy weet, klomp duisende rande en ek gaan bank toe. En ek kom by die bankteller en ek sê, ek wil hierdie geld in my rekening inbetaal asseblief. Wat sal die teller doen? Wel, sy gaan een van 'n paar goed doen. Sy gaan of lag, of sy sal dalk die polisie bel, of miskien die malhuis bel, want dis fout. Die ou kom met Monopoly geld by die bank aan. Hoor wat sê Montgomery Boyce, James Boyce. Hy sê, in the same way, although good works are sufficient to make ourselves acceptable before other men and women, they are not sufficient to gain an acceptable standing before God. Jou goeie werke kan jou dalk aanvaarbaar maak vir mense, maar jy moet voor God staan. En dis jou probleem. Galasiërs 2 vers 16, terwyl ons weet dat die mens nie geregverdig word uit die werke van die wet nie, maar alleen deur die geloof in Jesus Christus. Selfs ons het in Christus Jesus geglo, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof in Christus en nie uit die werke van die wet nie, omdat uit die werke van die wet geen vlees geregverdig sal word nie. Goeie werke kan nie geestelike naaktheid bedek nie. Dis vye blare, dit hou nie, dit kan nie werk nie, dit gaan nie voor God staan nie. Goeie werke kan nie red nie. Nou, daar's ander maniere wat mense sê, die godsdienstige ou sê, wel, ek gaan net meer Bybel lees, ek sal Bybelstudie doen, ek gaan meer kerk toe, en ek sal my laat doop, en ek sal die, en ek sal, hulle probeer net meer ritusse of ritualisties raak. Ander sê, ek gaan God se guns koop, ek sal net baie geld vir die kerk gee, en ek sal goed weggee vir die armes, en ek sal help waar ek kan, en jy weet, ek gaan God se guns koop. Jesaja sê, dis alles 'n vuil lap. Dis 'n ou, geskeurde, vuil lap, wat niks goed kan beteken nie, wat niks goed kan doen nie. Wat elkeen van ons nodig het, vriende, is klere wat God vir ons voorberei het. Klere wat God voorsien. In sy groot genade het hy versoening bewerk en hy daardie prys betaal sodat ons Jesus se klere kan kry, sy geregtigheid. Daarom sê Paulus in Romeine 6 vers 23, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God, die geskenk wat God vir jou gee, is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. So ek wil vanoggend vir u vra, kan jy jouself voor God sien staan? Kan jy jouself voor God sien staan net soos ons eerste voorouers? Skuldig. Dalk bewend, want jy besef, ek is die dood skuldig. En as jy hierop ja sê, as jy erken, ek is skuldig, ek het God se wet oortree. As jy dit erken, dan wil ek vir jou vra, die eintlike vraag is, hoe gaan jy jou naaktheid bedek?
Hoe gaan jy jou naaktheid bedek? Jy kan dit op jou eie manier doen, of jy kan dit met Jesus se klere doen, sy kleed van geregtigheid. Hoe gaan jy dit doen? Die goeie nuus is, dis verniet. Kos niks. Daar's plek by die kruis, daar's 'n ou liedjie wat sê, there's room at the cross for you. Though millions have come, there's still room for one. Yes, there's room at the cross for you. Kom buig by die kruis, sê Here, ek wil nie myself probeer laat goed lyk nie. Ek wil u geregtigheid hê. Ek het u geregtigheid nodig. Dis geloof in Jesus om te sê, Here, ek het u nodig. Ek kan sonder u nie leef nie. Dis wat nodig is. Mag die Here ons altyd herinner aan hierdie kosbare beeld, 'n beeld van die evangelie. Amen. Kom ons bid saam. Here, u genade is groot en ons is dankbaar vir al u goedheid. Ons wil u loof en prys vir Jesus se geregtigheid wat ons deel kan word in geloof. As ons geloof in hom plaas, dan is daar vir ons redding. Daarom verg dit van ons 'n verantwoordelikheid om op 'n punt te kom waar ons besef, ek kan myself nie red nie. Ek het probeer, maar ek kom na u toe. Ek plaas my hand in geloof in u hand. Ek kom kniel by die kruis. Ek gee myself, ek gee my lewe, ek gee my alles oor aan u. Ag Here, sal u ons genadig wees. Sal u ons die evangelie laat sien, want dis ons enigste hoop. Amen.